Hartlike goeiemôre, dit is Vrydagoggend, is die 22ste Mei, die jaar 2026. My naam is Daniel Gerber, 'n man is opgewonde. Jesus is Christus, hy is koning en daar's niemand soos hy nie. Halleluja. En vandag gaan ons bietjie gesels oor staan op en loop. Nou ons almal ken daai gedeelte in God se woord daar in Johannes 5, nie. Maar voel jy nie baie keer ook so dat die lewe het jou net hard geklap en jy kan dit nie meer vat nie. Dit is net genoeg is genoeg. Jy weet, jy kan net nie meer nie, dit wil net nie meer uitwerk nie, jy is neergeslaan, jy is so gebreek, jy kan net nie meer opkom nie. En ek en jy kan sit, en ons kan kla oor ons omstandighede, en ons kan sê, ja, maar niemand is daar om my te help nie, niemand is daar om my op te tel nie, niemand is daar om enigstens 'n pad saam met my te stap nie. So, ons kan verskonings uitdink, maar ek wil sê, as Jesus aan jou aangeraak het, onthou wat die woord sê, as hy jou aangeraak het en hy maak jou vry, sal jy waarlik vry wees. So ons moet in God se woord wandel, ons moet in sy woord wees, sodat ons kan opstaan wanneer dinge oor ons pad kom. Kom ons gaan lees bietjie hierso Johannes 5. Nou, hy sê hierso vanaf verse 1, en hierna was daar weer 'n fees van die Jode, en Jesus het opgegaan na Jerusalem, en daar is in Jerusalem by die Skaapspoort 'n bad met 5 pilaargange wat in Hebreëus Bethesda genoem word. Daarin het 'n groot menigte siekes gelê, blindes, krepeles, lammes wat op die roering van die water gewag het. Want 'n engel het op 'n bepaalde tye in die bad neergedaal en die water geroer. Die een wat dan die eerste ingegaan na die roering van die water het gesond geword en aan watter siekte hy of sy ook al gely het. En 'n sekere man was daar wat 38 jaar aan sy siekte gely het. En toe Jesus hom sien lê, terwyl hy geweet het dat hy al lang tyd siek was, sê hy vir hom, wil jy gesond word? En die sieke antwoord hom, Here, ek het niemand om my in die bad te sit as die water geroer word nie. En onderwyl ek kom, gaan 'n ander een voor my in. Jesus sê vir hom, staan op, neem jou bed op en loop. En dadelik het die man gesond geword en sy bed opgeneem en geloop. Ek gaan net tot daar leer. Hy sê, dit is wat hier gebeur is hy het gereageer op gehoor. Toe Jesus vir hom sê, staan op en loop, het hy opgestaan en geloop. Hy kon nog steeds gebly en gesit en gesê het, maar ek kan nie opstaan nie, want vir 38 jaar het ek nog nooit opgestaan nie. So, hoekom? Hy het nie geweet dis Jesus nie. So, hoe kan hierdie man net by my kom en sê, staan op? En hierdie man het dit gedoen, want geloof. En dit is my en joune ook, dat ek en jy het geloof nodig. So, wanneer die lewe jou klap, en hy doen klap jou, en wanneer familie jou seermaak, wanneer familie jou afbreek, staan op. Moenie bly lê nie. As familie sê, man, jy is 'n niks werd, jy sal nêrens kom in die lewe nie, dan vat jy dit nie. Ons altyd daai gesegde wat sê, daai water moet van jou rug afloop soos 'n water van 'n krokodil se rug afloop. En dit is hoe dit moet afloop. Jy vat nie as mense vir jou sê, jy is sleg en jy gaan nêrens kom in die lewe nie. Wat sê Jesus van jou? En dit is wat saak maak. En die Here vir jou sê, staan op en loop, dan staan jy op en jy loop. Jy luister na die stem. Die skape ken die herder se stem en hulle luister net na die herder se stem. So, raak ingeskakel, maak jou ore oop, maak jou gedagtes oop om te ontvang wat die Here vir jou wil gee. Amen. Kom ons bid saam. Halleluja. Abba Vader, Here, baie dankie, Here, dat U vanoggend spesiaal met ons praat, Here. Ja, Here, partykeer voel dit net of die lewe net te hard druk en die omstandighede en alles loop net skeef, niks wil reg loop nie. Nou, ek kan nie meer opstaan nie. Ek is moeg, ek is moedeloos. En Here, dat U by elkeen sal stil staan wat so redeneer vandag, wat so voel vanoggend, Here, dat U hulle sal oprig, dat U hulle krag sal gee, Here, om aan te gaan. Here, laat U vir hulle sal sê, staan op, neem jou bed op en loop. En Here, laat ons gehoorsaam sal wees in U stem, en ons sal opstaan uit ons omstandighede, want U is ons God, U is ons leidsman, en ons eer U daarvoor, in Jesus naam. Amen en amen. My liewe broer en sussie in Christus, gaan uit op hierdie naweek, gaan geniet dit, maar alles wat jy doen, moet jy God kan verheerlik, né? 'n geseënde naweek. God bless.